Sê en baie welkom vir almal wat later ook sal inluister. Ons gesels oor alle dinge Groenkloof en dis absoluut 'n voorreg. Annetjie, baie welkom. Dankie dat jy nog 'n bietjie voorvat vir ons met die reëlings en die goeders. Annetjie Olivier is ons stigtings persoon wat nou hierdie ding vir ons koördineer ook. En dan vanoggend gesels ons met Susan van Vuren. Susan, baie welkom. Ek gaan jou bekendstel, maar jy gaan nou vir ons 'n bietjie van jouself ook vertel. Baie welkom, ek hoop dit gaan vir jou 'n lekker ervaring wees om hier saam met ons te kuier. Die platform Alle Dinge Groenkloof is relatief nuut, so baie welkom hier by ons. Baie dankie, Shaal. Dit is 'n voorreg dat julle vir my gekies het vanoggend. Groenkloof is maar in my hart en die goue draad waardeur my daaglikse lewe loop, so dis vir my lekker om oor Groenkloof te praat. Baie dankie vir die voorreg. Fantasties. Nee, ek dink dit is altyd vir my lekker as ek nou moet ons inwoners kuier, dan maak ek 'n punt daarvan om so bietjie te praat en dit so bietjie terug te trek. En ek wil dieselfde ding vir jou vra. Die hoofstuk voordat julle Groenkloof toe getrek het, waar het julle gebly? Dit is saam met Dani, neem ek aan, maar waar het julle gebly voor julle hiernatoe gekom het? En hoekom het julle besluit op Groenkloof? Goed, beide Dani en ek is gebore en getoe op die Oosrand, naby die lughawe, vir die wat nie weet waar dit is nie. Sjoe. En al ons lewe daar gewees en in my hart het ek altyd 'n droom gehad, as ek die dag aftree, wil ek Kaap toe kom. En Dani het toe nou in my lewe gekom in 2013 en ek is toe nou later my lewe met hom getroud en het ek toe my droom met hom gedeel. Nou, hy het nie kans gesien vir die Wes-Kaap nie, is te besig, maar hy ken toe die Suid-Kaap wat ek nie geken het nie. Nou ja, toe begin ons in Dannabaai en ons gaan van oord tot oord en ons kyk die berge en ons bid oor die saak en ons het besluit ons sal gewys word waar ons moet bly. En ons het toe so gevorder tot in George en toe in Jan Pienaar vasgeloop en hy het vir ons hierdie mooie plek gewys. Ons bly in Glen, maar daar was niks nie. Daar was net 'n paar huise en baie klippe en baie bossies en so aan. Ek dink ons dink terug aan die Stofstraat en daai wind as hy daai stof optel. Absoluut, modder en stof. Maar Jan het my verseker, my uitsig sal nooit belemmer wees nie en hy het tog so die waarheid gepraat. So ons het dadelik geweet, daar is vir ons gewys, dis waar ons moet wees en dis waar ons wil bly. En tot vandag toe nog nooit spyt gewees nie, ons is nou 7 jaar hierso. Fantasties. En dit was 7 vervullende jare gewees. En ek meen, as ons nou eerlik wil wees, die tyd gaan eintlik so vinnig. Verskriklik. Want ek bedoel, ek en jy, Susan, ken mekaar nou vandat ek hier begin het. Dis En ja, en ek meen dat ons al so baie dinge gesien gebeur. Ek sê altyd vir mense in terme van net die getal huise. Absoluut. Jy weet, toe ons hier gekom het, en as jy praat van 7 jaar terug, dan praat ons van omtrent 200 huise, 250 miskien. En ek dink ek kan met veiligheid sê dat dit omtrent 4 keer of 5 keer huidiglik is, as jy kan kyk na die getal huise. Dit is vir my op 'n stadium gevoel soos paddastoele wat opgaan. Dit is ongelooflik hoeveel energie hierin gesit was om te ontwikkel. Fantasties. As ek vinnig vir jou kan vra, iemand het een keer die opmerking gemaak, en ek wil net weet of dit met jou resoneer. Iemand het gesê, "Jessie, hulle is so bevoorreg dat hulle op 'n relatief vroeë ouderdom deel geraak het van Groenkloof." Nou, relatief vroeg beteken ons weet dis 'n senior oord, maar relatief net oor die 60. Julle ervaring, want julle het ook omtrent relatief vroeg aangesluit in die gemeenskap. Hoe ervaar julle dit? Absoluut. Dit was regtig vir ons 'n wilsbesluit om vroeg te verskuif en in 'n omgewing te kom waar ons weet ons kan oud word. Dani is uiteraard 'n bietjie ouer as ek en hy het die wysheid gehad om te weet ek het nie kinders nie en my ou moeder het 99 geword. Toe sê hy, ek sal vir my beslis in 'n plek moet sit waar iemand vir my kan tee maak as ek nie meer kan nie. So dit was die rede geweest, maar regtig ek dink dit is baie belangrik dat mens vroeg genoeg inkom, dat jy nooit in die posisie is dat iemand anders vir jou besluit om dit te doen nie, want dan is dit nie meer vir jou lekker nie. Ja. Solank jy deel van die besluit is en jy weet, jy gaan vir jou 'n lewe uitgrawe daar, dink ek dis baie belangrik. Ja, en die ding is, ek dink die vriendskappe ook. Jy weet, as mens dink jy ontmoet eie soortige persone. Precies. En jy het absoluut die beter deel van, jy weet, die volgende 10, 15 jaar om saam met hulle, jy weet, alles te geniet in Groenkloof. So in terme van dit, ja, julle
die julle belewenis, hoe sou jy Groenkloof as 'n gemeenskap opsom? As jy so 1 of 2 woorde net wil sê oor wat maak Groenkloof Groenkloof? Wel vir my persoonlik wat glad nie familie in die omgewing het nie, is Groenkloof familie. Dit is gemeenskaplikheid, Ja, dit is vriende. Al is iemand se gesiggie vir jou vreemd, ek glo vreemdeling is net 'n vriend wat jy nog nie ontmoet het nie. So ja, dit dis is vir my pragtig. iets om te ondersoek en Ja. te waardeer. Ek kan werklik dit net as 'n meelewende omgewing beleef en Wel, ek wil eintlik by jou aansluit, want ek bedoel die rol wat jy tans vervul op die Raad van Trustees is die sorgportefeuillehouer van daai Raad van Trustees vir die Glen. dis reg. So in terme van dit, die skakeling, dit wat jy beleef, want uit die aard van die saak, jy moet 'n baie spesifieke belangstelling in mense hê. Vertel 'n bietjie vir ons, daai sorgportefeuillehouers verantwoordelikheid, die skakelwerk daaraan verbonde, hoe beleef jy dit? Wel, van die oomblik wat die verskywings, die vragmotor hier intrek, is ek betrokke. Ek maak seker hulle kry 'n blommetjie en 'n kaartjie en hulle raak bekend aan my die oomblik wat hulle eerste kartondose neersit. So dis oorweldigend en dan gaan kuier ek agterna weer Ja, en ek gaan sit ruk met hulle en ek vertel vir hulle van die noodknoppie. Ek het 'n benadering van waar is die kartondoos wat Denise vir julle gegee het. met die Dan sê hulle, oorhandiging. nee, hy's in die kas. Dan sê ek, gaan haal hom gou-gou. En dis waar ons begin. En dis dan wanneer hulle verstaan, dit is belangrik om te kyk wat is in hom en maak seker die paniekknoppie is waar hy moet wees en die hele preek van toets hom en die hele ding. Maar mag ons mag nou nie na daai kuiertjie verwys as die kartondoos kuiertjie Nee, nie. glad nie. Nou wat noem ons dit? Dis jou Ons ken mekaar. Hallo, ons ken mekaar in Ons ken Groenkloof. mekaar. En hulle is oorweldig deur die gemeenskaplikheid van die omgewing om hulle. Teen die tyd wat ek baie keer met 'n blommetjie daar aankom, staan daar al 2, 3 rykers en die een dame het nou wat onlangs ingetrek het vir my gesê, ons het 'n hele yskas vol kos gehad en ek moet die goed vries want die mense dra net etes aan en al. So dis 'n geweldige vriendelike meelewende omgewing. Ek kan nie anders as om dit te onderstreep nie. Wel, ek dink dit is ook en dit maak ook nog meer van vir my sin, want die laaste ruk het jy jouself die taak het jou toegeval om eintlik hierdie klapaanslag 'n bietjie te ontwikkel in Groenkloof. Nou, jy weet, mense met verskillende belangstellings, hulle groepeer maar altyd so 'n bietjie. Wil jy ietsie meer sê oor Groenkloof en die onderskeie klubs, die manier hoe jy dit beleef? Ja, wel, 'n mens groei mos nie as daar nie verandering in jou lewe is nie. So nou net hoe gemaklik raak toe ook nee, dat ek 'n volgende faset bywerk. So ek het gesien daar was 'n behoefte vir mense om bietjie meer sosiaal saam te wees. En die klubs was my 'n oulike idee. Daar was mense wat wou skilder en daar's mense wat wou houtwerk doen. So op die ou einde het ons deur middel van die George Gesamentlike Vereniging dit toe nou daar gestel. En daar is formele klubs en informele klubs. Formele klubs, ja, formele klubs omdat ruimte nogal 'n uitdaging kan wees want mense het tog 'n lokaal nodig om dinge in te doen. So die huidige lokale wat ons het is daar is 2 ateljee's vir kunsvorms, so skilderkuns, pottebakkery, klipietkuns, kaartjies maak. So daardie fyner kunsdinge, daar's 2 ateljee's daarvoor. Daar's 'n offisiële houtwerkgilde wat pragtige werk doen en die staalwerk klub is ook besig om van die grond af te kom. Fantasties. En dis nou om die mansmense hoop neem ek aan. Hulle moet ook uit die kwaliteit gehou word. En dan omdat ons ruimte min is daar van die bedrywighede wat in ons House restaurant gebeur. Wat natuurlik lei tot 'n heerlike kuiery oor 'n melkskommel of 'n koffie of 'n koekie of wat ook al. Dit sit vir ure. Hulle speel skaak, hulle speel Rummy Cup en daar's verskeie bord- en kaartspele. En dan is daar ons trots van die stigting en dis natuurlik Vlytige Vingers. Dit is 'n naaldwerkgroep wat
Party dae is hulle 4 en ander dae is hulle 24, so dit hang af hoe hulle besig is en so aan. Maar hulle doen geweldige groot werk vir liefdadigheid in George. Is dit breiwerk of is dit enige vorm van naaldwerk? Is eintlik hoofsaaklik brei en hekelwerk, maar as jy 'n lappie het wat jy borduur, dan gaan sit jy daar en dan kry jy 'n melkskommel en jy gesels. Dit gaan oor samesyn. Ja. En dit is die hoofdoel daarvan, maar in die soos die Engelse sê, die spin-off daarvan is, daar word liefdadigheidsprojekte gedoen, care bags vir kindertjies wat kanker het en mense wat getraumatiseer is en dan vir ou babietjies wat vroeggebore is, daar die ou kleinste goedjies. Ek moet spog uit die Glen uit, is daar 'n inwoner wat 91 is, wat die afgelope jaar al 500 beanies gebrei het vir hierdie projek. Kan jy dit oorvertel? Ons is bitter trots op haar, so daar word groot werk gedoen. Wel, ek dink dit spreek boekdele van Groenkloof as 'n gemeenskap, maar ook hoe ons inskakel in die groter George gemeenskap. Dis reg, ja. So ek dink dis my fantasties en wat 'n kompliment vir persone wat nog genoeg ywer en energie het om te kan terugploeg. Ja, absoluut. Vertel vir ons net so ietsie. Ek wil nou net hoor uit die klub oogpunt. Die gimnasium wat ook by die hub is. Gaan dit ook deur as 'n vorm van 'n klub of is dit meer 'n ander benadering wat ons daaroor het? Daar's twee dele van die klubs wat anders is as handwerk en kuier en so aan, en dis natuurlik dan die gimnasium en wat baie goed besoek word en hulle is ook baie ondersteunend as ons pretlope en die soort van ding beplan. En dan die ander deel is die Hub House restaurant. Daar het ons die Hub Club en daar kry jy 'n lidmaatskapkaartjie en elke keer wat jy R10 spandeer, kry jy 1 loeriepunt op jou kaartjie. En so op die ou einde as jy jou loeriepunte bymekaar gemaak het met etes en drankies, kan jy sommer betaal met jou Hub Club kaart ook. Fantasties. En die waarde van so 'n loeriepunt, hoe vergelyk dit nou met 'n R10? R10. Sjoe, so dis omtrent is R10 so, en ek moet sê goed, ek en Dani spandeer baie tyd daar, maar ek het al 3-4 keer al vir vol etes betaal wat ek nie 'n sent uit my sak uitgehaal het nie. So mense akkumuleer die punte en intussen is dit samesyn en sosiale. En dis nou 'n Groenkloof unieke lojaliteitskaart, né? Nee? Absoluut. Ja, absoluut. En ek sien van die nuwe inwoners wat intrek, wanneer ek nou hulle gaan ontmoet, dan is dit die ding wat ek vir hulle vertel en is nie lank nie, dan sien jy net, wag, daar word die foto geneem en die registrasie word gedoen, so mense kuier by die restaurant en ek stimuleer dit absoluut, want dis waar mense leer ken. Ek stel belang in terme van die kommunikasie, want dit is 'n mondvol wat jy sopas gesê het in terme van koördinering, formeel of informeel. In terme van die kommunikasie, wat kan mense verwag? Wat kan mense binne Groenkloof verwag in terme van kommunikasie, veral as dit kom by klubs, uitnodigings en reëlings? Goed. Kommunikasie is natuurlik ongelooflik belangrik en ons is ek en Annetjie is baie hard besig om te werk daaraan dat ons sinvolle kommunikasie uitkry. Ons het die afgelope jaar het ons byvoorbeeld 'n gebeurlikheidskalender, aktiwiteitskalender saamgestel. Dit was tweeledig. Daar was 'n rooster van prominente gebeurtenisse wat plaasvind wat in lyn is met internasionale gebeurtenisse. En die word daar in die hub-omgewing tentoongestel sodat mense kan lees en sien wanneer is daar aktiwiteite aan die gang. En dan is daar 'n aparte aktiwiteitskalender per maand. En absoluut alles wat in Groenkloof gebeur word daarop weergegee van die gimnasium af deur tot die Hub Club. Alles is daar. Is daarby. Ja, in die kaartspele, alles is daarby en dit is besig om ontwerp te word op die oomblik. En dit sal eersdaags dan versprei word so. En dan verder wil ek sê, die ontvangs by die hub, Sharon is bewus van wie om te skakel as mense inligting soek. Ek dink dit was kontak vir my sommer gou. En ek wil sê, ek of Annetjie is maar daardie kontakpersoon en dan die Tara by die restaurant self. Hulle weet presies wie om te kontak, so as jy nie 'n kalender het nie, dis waar jy kan gaan vra, ons gaan vir julle in verbinding bring met wie belangrik is. Kyk, ek dink dit is, my vraag, dink jy het hom nou geantwoord, hoe vind 'n mens meer uit oor die klubs, en jy het dit nou geantwoord, die ontvangs by die hub self, of alternatiewelik vir julle ook,
Ons sal aan die einde ook net 'n telefoonnommer gee, maar ek dink is veilig om die hub se ontvangs te gebruik as 'n kanaal daarso. Ek wil eintlik daarbey aansluit ook om te sê uit hoofde van die sorgportefeuljehouers van die verskillende gebiede. Hulle is almal ten volle ingelig van hierdie dinge, want ons hou gereeld by byeenkomste, ons gesels met mekaar, ons deel inligting, so enige trusteelid behoort ook te weet met wie om te gesels. Ja. So. Dis fantasties. Nou in terme van die, as 'n mens begin dink oor hierdie lewensfase, en ek weet nie, jy moet nou ook vir my sê hoe julle dit beleef, maar so hier en daar vind ek persone wat vir my sê dat hulle sukkel met verveeldheid of isolasie. Dit klink my asof die klubs heel moontlik gestruktureer is en gefokus is vir sulke individue, sulke inwoners. Absoluut. Maar moet ek bysê, dit is verskriklik belangrik dat 'n mens jou gesindheid ook reg kry as jy 'n inwoner is hier. Mens moet uitreik. Die lewe kom nie na jou toe nie, so dit is waarom ek baie lief is vir die restaurantomgewing, want dis waar mens kan uitreik, waar jy meer kan hoor. So dit is tweerigting kommunikasie. Dit help nie mens sluit jou toe nie. Dis belangrik dat jy uitreik. Ja. Wel, dit is een van die hoofuitdagings wat gelys word in hierdie lewensfase. As ek vir jou wil vra, as jy vir jouself moes raad gee 10 jaar terug en jy sou dink jy weet wat jy nou weet, watse raad sou jy jouself gee om voor te berei vir hierdie fase, byvoorbeeld in Groenkloof? Watse raad sou vir jou? Ek dink die belangrikste sou wees is bly gesond. Sorg vir jouself, sorg dat jy gesond bly ingelig, bly nuuskierig. As 'n mens 60 en 70 is, kan jy dinge doen wat jy nooit kon doen toe jy 25 was nie. So dis 'n nuwe lewe, dis 'n nuwe fase. Wees opgewonde daaroor. Ja. Wel, ek dink dit het ook baie te doen met 'n mens wat jy toelaat om in jou gedagtes rond te dwaal, né? Dit is so, jou binnegesprekke moet geweldig gesond wees, en dis hoekom ek sê, bly gesond, bedoelende geestelik en liggaamlik. So dit is baie belangrik vir my. Ek self het 'n geweldige vrees vir eensaamheid, so ek reik uit. So, al gesels ek met die mense se honde en katte, maar so leer jy hulle ken. Ek dink jy hoef net rond te stap om te weet, daar's baie tuingesprekke wat ook aangaan. Beslis. Ek het nou die dag loop ek 'n inwoner raak en sy sê vir my, haar groot uitdaging is, as sy wil eintlik stap vir oefening, maar as sy binne Groenkloof stap, dan raak sy so aan die kuier, dat sy kom nie aan die oefening nie. So sy 'n halfuur of 'n uur later het sy nog nie regtig gesweet opgewerk nie. Ek en Dani het al die gewoonte om 8:00 in die aand te stap, want dan rus almal, dan kan jy geloop kry. Hoorie Susan, ek wil nou met jou gesels oor iets anders, en dis iets wat al 'n hele ruk aankom. Ons het ook 'n manier wat ons vir die versorgers baie dankie sê, en dit het te doen met daai projek. Wil jy vir ons ietsie meer sê oor die Bekers van Liefde projek wat nou al 'n paar jaar aankom? Jy's 'n ankerpersoon daar, jy dryf dit. Vertel vir ons 'n bietjie meer van daai projek. Toe ek hier ingetrek het, dan stap ons of ry ons, en in die middag as hierdie mense huis toe gaan, na 'n baie lang skof, en ons almal weet versorging is baie harde werk, emosioneel en fisies. Dan stap hulle huis toe, en hulle lag, en hulle gesels, en hulle is blymoedig. En dit het my opgeval, dit was my wonderlik, hulle gesindheid. En ek het maar net gedink, as inwoner wou ek graag net sommer ietsie teruggee om te sê, ons sien julle en ons waardeer julle. En dit is hoe ek met die bekertjies begin het, sommer net 'n ou bekertjie met 'n bederfie en 'n boodskapie in. En toe ek begin het, was hulle so tussen 50 en 70 gewees. En hierdie jaar het ek die voorreg gehad om 200 reg te maak. Kom ons sê net vir ons luisteraars, dit behels dat 'n inwoner 'n beker kry, koop, en dat hulle hom dan vul met, kan jy vir ons so 1 of 2, miskien 3 itempies noem, wat as 'n reël in so 'n beker is? Seker, as ek sê bederfies, bedoelende 'n lekker ou hande roompie, of miskien 'n lipys, as 'n mens dan so baie lank werk, dan raak jou mond droog. 'n Lekker goedjie, miskien ietsie wat lekker ruik, 'n waslappie, 'n seepie, 'n bederfie, dis regtig wat dit is. Ag, fantasties. En kan jy vir my sê, hoe lank, kan jy onthou hoeveel jaar het ons nou hierdie projek al gesien? Dit was nou my 4de jaar. Was nou die 4de jaar. Jo. En jy sê hy het beweeg van
aanvanklik so 70 en ons is nou hierdie jaar is ons by 200 op die 200 bekers. Jo. Ja, Dis in hierdie jaar was nou vir my kleurvol in die sin dat ons voorsitter van die stigting, Paul Creer, by my aangesluit het en hy het almal se hande geskit en hy het soveel vreugde gebring en die ongelooflik. dag spesiaal gemaak en ek persoonlik sê verskriklik dankie daarvoor. Dit het regtig die moeite werd gedoen. En ek kan vir elke versorger as ek sy pakkie gee sê baie dankie vir wat jy doen. Ons waardeer jou in 'n geseënde Kersfees. En dan kry ek 'n drukkie en 'n groot glimlag terug en dit is vir my ook lekker. Ag, dit was vir my opmerklik ook om te sien. Ek het nou in die verbygaan het ek nou gesien as hulle nou hulle geskenkie gekry het. En daai glimlagte ook. Dit spreek boekdele. Net daai ding van ek sien jou en jy is belangrik en jou hande is die hande wat die verskil maak. Nee, Susan, dit is 'n uitstekende voorbeeld van hoe om terug te ploeg. Ek het 'n vraag vir jou in terme van jou lewensverhaal. Nie almal het hierdie energie of hierdie bereidwilligheid om terug te sit in hulle omgewing en in hulle gemeenskap nie. Kan jy dink wie in jou lewe het jou geïnspireer om op hierdie manier betrokke te bly, die ekstra myl te stap? Is daar mense in jou storie wat vir jou uitstaan as 'n voorbeeld van so iets? Ja, in die eerste plek put ek baie energie uit mense uit. Ek is bitter lief vir mense. En in my professionele omgewing het ek in die vorige bedeling 21 jaar diens gehad in die staat en verskillende gemeenskapsdiens projekte en daar was jy geleer. Jy maak 'n verskil in mense se lewens. En ek het daar gewerk tot 1994. En toe het ek myself soort van bietjie geherskool en in die korporatiewe wêreld inbeweeg by PwC, een van die 4 grootste ouditmaatskappye in die wêreld. En ek het die voorreg gehad om tussen 110 en 120 jong gegradueerdes te kry. En so ek was by personeelbestuur betrokke en by auditbeplanning. En ek het die voorreg gehad om hierdie mense te sien groei in geoktreerde rekenmeesters en dit was ongelooflik om dit te sien. Ek het tot vandag toe nog kontak met van hulle wat nou al wêreldwyd bly. Maar eintlik kom my passie baie vroeër is dit. Ek was 'n laatlampkind gewees aan ouers wat nie meer jonk was nie. En ek het 'n broer gehad wat doof was. So daar van kleins af het ek geleer, jy moet hulp gee. Ek het gesien hoe lyk dit as mens ouer word. Ek het gesien wat was die uitdagings by my ouers. En hierdie dowe broer moes getolk geword het deur die kerk en deur die skool en deur alles wat hy deurgegaan het. En dit het my baie verryk en ek het geleer om diensbaar te wees. En ek persoonlik glo dis waarom ons op die aarde geplaas is om diensbaar te wees. Want as 'n mens dit nie doen nie, lewe jy 'n lewe van geen waarde nie. So en ek dink dit sluit aan by wat Paul in 'n vorige episode vir ons gesê het oor verhoudings in Groenkloof, né? Dis reg. Aan die ander woorde daai hart van goeie buurmanskap. Ek stel in jou belang genoeg om selfs betrokke te raak. Dis reg. Maar nee, Jessie, wat 'n fantastiese verduideliking. Ek dink empatie is wat vir my uitstaan as ek so na jou luister. Nou in terme van dit wil ek nou vinnig vir jou net nog 'n laaste vraagie vra, net so voor ons aan die einde begin kom. Jy en Dani het nou onlangs 'n redelike groot skrik gehad en toe moes julle van ons nooddienste gebruik maak. Nou weet ek en jy glimlag, maar ek gaan tog vir jou vra, wil jy nie net so 'n paar dingetjies sê, hoe het jy Groenkloof se nooddiens beleef toe jy dit nodig gehad het, toe dit nie 'n oefening was nie? Ja, dit was nogal 'n mens skrik, regtig. Ek het my gevoel nou as ek in 'n ander bloedgroep in vanoggend, want hier sit my man op die stoel en die volgende oomblik lê hy op die grond, bewusteloos. En my noodknoppie, gelukkig is dit daarmee opgelei en het ek geweet dit is die roete om te gaan. Maar binne minute was daar 'n stafverpleegster met 2 versorgers in my huis. Hulle het dadelik gekyk, het hy seer gekry, wat is die omstandighede? Hulle het hom gestabiliseer, pragtig gehelp om weer regop te kom en te sit en tot verhaal te kom. En daar was 'n manlike versorger by, 'n pragtige jong man. En hy het sy hand op Dani se wang gesit en gesê, my oom, jy is so nat gesweet, kom ek gaan stort vir jou, dan voel jy lekker. Ek het nie eers gevra daarvoor nie, dit het uit sy hart uitgekom. Hy het Dani gestort en hom gemaklik en koel laat voel en
heeltemal gestabiliseer dat ek hom kon dokter toe neem en aangaan en ek was ongelooflik dankbaar vir hulle hart. Hulle was professioneel, maar hulle was meer lewend en mense het veilig gevoel. Jy weet, jy's in goeie hande. Baie dankie vir dit. Ek dink dis een van die dinge wat ons altyd bly om ons vinger op die pols te hou, is maar met die nood, want dit is wanneer mense in die gemeenskap, veral die huisgemeenskap, waar hulle nou eerstens baie keer, die eerste keer met die sorgeenheid en ons personeel te doen kry. Ons moet afsluit. Susan, 'n kerngedagte. Wat sou jy vir Groenklowers wil laat as 'n kerngedagte oor die hier wees, oor alle dinge Groenkloof, oor hulle belewenis? Waarmee sal jy wil eindig? Ek wil vir hulle vra, as jy gaan stil sit, moenie sit en wonder oor wat het jy nie bereik nie. Gaan maak 'n lysie van wat het jy oorleef en wat het jy bereik en watter talente het jy en hoe kan jy nog groei, want hier is 'n legio geleenthede om dit te groei en jy as mens nog te groei. Soos ek gesê het, op die ouderdom van 70 kan jy dinge doen wat jy nie kon doen toe jy 25 was nie, want jy het die wysheid en so aan. So ek wil regtig sê, soos Moeder Teresa gesê het, doen klein dingetjies met groot liefde en dan moet ons mos suksesvol wees. Fantasties. Susan, 1000 dankies. Daai is 'n wonderlike noot om op te eindig en ek meen dit is so positief, dis hoe ek jou leer ken het. Van my kant af verskriklik dankie dat jy bereid was om saam met ons te kom kuier. Annetjie, 1000 dankies. Dis ons volgende episode van Alle Dinge Groenkloof en vir almal daarso, julle kan vir ons 'n e-posjie stuur, bietjie terugvoer gee oor persone wat julle graag sal wil meer van weet of sake wat julle dink wat ons sal kan bespreek en die e-posadres daar is alledingegroenkloof@groenkloof.net. So dis alledinge Groenkloof, alles aan mekaar @groenkloof.net. Dis al vir hierdie episode. Susan, nogmaals 1000 dankies dat ons met jou kon kuier, hoor. Baie dankie dat ek my hart met julle kon deel. Dis 'n voorreg.